Goeiemiddag vriende, ons is by week 4 van ons Kom Stap en Eentjie Saam. Vandag wil ek wonder of jy al in jou lewe so iets beleef het. Dat iets in die lewe gebeur het, wat jou so seer gemaak het, dat het jou hele lewensrigting hierna verander het. Dat iets gebeur het, wat vir jou voel, jy kan net nooit weer dieselfde wees nie. Nou ek ken so iemand, 'n jong man met die naam van Josef. En Josef het klink vir ons, as 'n 17-jarige seun, het sy broers hom verkoop. Die een oomblik is hy sy pa se oogappel. Die volgende oomblik verkoop sy broers hom. Word hy vasgebind, gaan hy op 'n kameel uit sy land, uit alles wat van bekend is, uit sy taal, en kom hy in 'n vreemde land aan. En daar in die vreemde land probeer hy sy bes om te doen wat hy weet voor God reg is. Dit land op die ou in 'n tronk. En daar in die tronk is daar baie tyd om te dink. En 'n mens wonder wat gaan deur so 'n jongman se kop wanneer die lewe so 'n lelike draai met hom gemaak het. Nou die lewe het aangegaan en dan eendag, dan kom staan sy broers voor hom. En dit is dan wat ons die karakter van 'n man soos Josef raak sien. Want die sleutel van hierdie hele verhaal is, dat Josef iets verstaan, waarmee ek en jy kan sukkel. Josef verstaan, dat God het 'n storie om te skryf. In Genesis 45 vertel hy dit vir sy broers. Dis nie julle wat my hierheen gebring het nie, dit is God wat my hierheen gestuur het. Dis nou maar die 2de jaar van die 7 jaar droogte, en daar's nog baie dinge wat voor lê. God het dit voorberei. Jy sien vriende, dit lyk vir my in elke storie wat ons lees, ons eie storie, of die stories van die Bybel, of die stories wat ons in boeke lees, is daar altyd 2 stories. Die een storie is wat op die menslike vlak gebeur, van dit wat hier nou vir ons vertel word. Maar dan is daar altyd ook 'n Godstorie agter dit, bo oor dit. En in hierdie Godstorie word iets vir ons vertel van God wat beplan. Nou, dit lyk vir my dat as ons net na die menslike storie gaan kyk, dan gaan die menslike storie ons baie keer kan omkrap. Maar die Godstorie vertel vir ons dat God is besig bo wat ek en jy kan dink en droom. Nou dit lyk my dit is die manier om op die ou ende ook na die lewe te gaan kyk. Het God nie dalk net 'n doel met jou storie nie? En dan in plaas van veroordeel, is dit dalk makliker om te vergewe. In plaas van om kwaad die wêreld in te storm, is dit dalk op die ou ende makliker om rustig te wees en te sê, laat God se wil geskied. Gaan soek God se storie, ook in jou verhaal, en kyk of dit dalk jou manier van kyk na dit sal verander. Volgende week stap ons weer saam. Dankie dat jy gekom het.